Vriende, ek wil julle uitnooi dat ons saam lees vanoggend uit Matteus 25 uit. Vanaf vers 31. Nooi julle uit om saam te lees in julle Bybels. Matteus 25 vanaf vers 31. Jesus is hierso aan die woord. Kom ons lees saam. Wanneer die Seun van die mens in sy heerlikheid kom en al die engele saam met hom, sal hy op sy glansryke troon sit. Al die nasies sal voor hom bymekaar gebring word en hy sal hulle van mekaar skei soos 'n herder die skape van die bokke skei. Die skape sal hy aan sy regterhand laat staan en die bokke aan sy linkerhand. En dan sal die koning vir die wat aan sy regterhand is sê: Julle geseëndes van my Vader, kom beerf die koninkryk wat vir julle gereed gemaak is van die grondlegging van die wêreld af. Want ek was honger en julle het vir my iets te ete gegee. Ek was dors en julle het vir my iets te drinke gegee. Ek was 'n vreemdeling en julle het my as 'n gas verwelkom. Ek was nakend en julle het my geklee. Ek was siek en julle het my versorg. Ek was in die tronk en julle het my besoek. Dan sal die regverdiges hom antwoord: Here, wanneer het ons u honger gesien en gevoed, of dors en iets te drinke gegee? En wanneer het ons u as 'n vreemdeling gesien en as 'n gas verwelkom, of nakend en u geklee? En wanneer het ons u siek of in die tronk gesien en u besoek? Maar die koning sal vir hulle sê: Amen, ek sê vir julle, wat julle ook al vir een van die geringste broers van my gedoen het, het julle vir my gedoen. Kan dit weer vir ons lees? Wanneer die Seun van die mens in sy heerlikheid kom en al die engele saam met hom, sal hy op die glansryke troon gaan sit en al die nasies sal voor hom byeengebring word en hy sal vir hulle van mekaar skei soos 'n herder die skape van die bokke skei. Die skape sal hy aan sy regterhand laat staan en die bokke aan sy linkerhand. Dan sal die koning vir die aan sy regterhand sê: Julle geseëndes van my Vader, kom beerf die koninkryk wat vir julle gereed gemaak is van die grondlegging van die wêreld af. Ek was honger en julle het vir my iets te ete gegee. Ek was dors en julle het vir my iets te drinke gegee. Ek was 'n vreemdeling en julle het my as gas verwelkom. Ek was nakend en julle het my geklee. Ek was siek en julle het my versorg. Ek was in die tronk en julle het my besoek. Dan sal die regverdiges hom antwoord: Here, wanneer het ons u honger gesien en gevoed, of dors en iets vir u te drinke gegee? En wanneer het ons u as 'n vreemdeling gesien en as 'n gas verwelkom of nakend en u geklee? En wanneer het ons u siek of in die tronk gesien en u besoek? Maar die koning sal vir hulle sê: Amen, ek sê vir julle, wat julle ook al aan een van hierdie geringste broers van my gedoen het, het julle vir my gedoen. Ons lees tot sover. Hierdie kan vir ons 'n baie konfronterende teks wees en ons baie laat nadink oor ons eie lewens en ons interaksies met mense. Laat dink aan wat ons geloof vir ons beteken en hoe ons ander mense hanteer in tye van krisis. Ek het hierdie week, toe ek skooltjie toe ry, een oggend praat hulle op die radio en hulle lees 'n lys van die top irritasies in die wêreld in 2025. En van die topgoed op die lys was dinge soos mense wat by die huis opdaag sonder waarskuwing. Mense wat net opdaag by jou huis. Dis 'n groot irritasie. Mense moet asseblief tog nie dit doen nie. Een van die ander dinge wat mense glad nie van hou nie, is as iemand met jou wil praat wanneer jy nie meer gepraat wil word nie. As iemand met jou praat as jy op jou selfoon besig is of besig met iets, moet maar asseblief tog net nie pla nie. Los maar net uit. Ander dinge op die lys is dinge ook iets soos moenie voor my eet nie. Ek wil nie hoor hoe jy kou nie. En toe gesels hulle nou eintlik op die radio, meeste van die dinge, hierdie irritasies, is dat mense eintlik maar net geïrriteerd is met mense. En die gesprek op die radio so eintlik is ons nie net bereid om al hoe meer
mense te word wat eintlik maar net in ons huise wegkruip en niks met enige iemand te doen wil hê nie. Ons het nie meer tyd vir mense nie. Ons is so geïrriteerd deur mense, ons wil net eintlik alleen gelos word, ons wil niks met ander mense te doen wil hê nie, ons wil net ons eie ding doen. En ek dink by myself, soos wat tyd aanbeweeg, word ons al meer ingesluk deur ons fone, ons is al meer besig met dinge agter ons geslote deure, en om gemeenskap te hê met jou buurman of naaste liefde aan ander mense te bewys, dit word eintlik al hoe meer 'n uitsondering in ons lewens. Dit word iets wat ons regtig eintlik nie meer tyd voor het in sommige gevalle nie. Dit is vir my baie keer opvallend dat as ek met mense praat, dat mense dink dat ons nie mekaar nodig het nie. En ek dink ons maak 'n groot fout as ons dink ons het nie mekaar nodig nie. Wat opvallend is in my eie lewe ook, is baie keer hoe baie ek aan mense dink, maar dat ek niks omtrent dit doen nie. En baie van julle was al daar gewees, julle ken hierdie woorde. Sjoe, ek het lanklaas van Willem gehoor. Ek wonder hoe gaan dit met hom? Of miskien, nog 'n week het verbygegaan en ek het nog steeds nie by Wynand uitgekom nie. Ek moet regtig maar tyd maak om by hom uit te kom. Ek dink baie aan dit die afgelope tyd. Soos wat ons gesinnetjie groei en ons besig is met ons eie dinge en 'n pinkvoet het wat rondhardloop. Dink ek aan die tyd wat ek vir mense het en wat ek doen wanneer ek aan mense dink. Daar's 'n liedjie wat ek die afgelope paar weke luister. Dis 'n liedjie deur Paramore. En die liedjie se naam is Running Out of Time. Nou ek het dit vir julle vertaal en in Afrikaans, en ek wil graag met julle die liedjie se woorde deel, want ek luister hierdie ding oor en oor en ek dink aan my eie lewe en iets van dit resoneer met my en sit so 'n bietjie vas by my en laat my dink oor die tipe mens wie ek is en die tipe mens wat ek wil wees. Hayley Williams, die sangeres van Paramore, skryf die volgende woorde en sing dit dan ook. Ek het gesê ek gaan blomme neem vir my buurvrou, maar ek het uit tyd uit gehardloop. Ek wou nie met leë hande by die partytjie opdaag nie, maar ek het uit tyd uit gehardloop. Ek het gesê dat ek vanaand my hond verder sal stap as net die oprit, die ekstra myl. Ek het gedink ek sal 'n simpatiekaartjie stuur, maar ek het net uit tyd uit gehardloop. Goeie bedoelings vat jou net so ver. Wat as ek maar net selfsugtig is, sonder om regtig om te gee? Ek hardloop altyd uit tyd. Ek het my wekker gesnoes vanoggend, die 20ste keer. Ek was net so moeg. Daar was verkeer. Ek het my koffie gemors. Ek het my kar gestamp. Andersins sou ek betyds gewees het. Ek moes, ek kon. Dis als dieselfde verskoning. En jy weet, dis net als alleen. Daar was 'n brand, metafories. Ek is daar oor 5 minute. Ek oordryf natuurlik. Goeie bedoelings vat jou net so ver. Dis op my lys. Ek het regtig bedoel om dit te doen. Maar dis 'n harde werklikheid om te besef. Hoekom moet ons altyd jaag? My oorlosie is net 'n versiering. Ek's vir een keer vroeg. Dis 'n nuwe gevoel. Ek hardloop altyd uit tyd. Goeie bedoelings bring jou altyd net so ver. Wanneer ek hierdie liedjie luister en ek nadink oor hierdie tipe dinge, dan word ek herinner aan Jakobus 2. Ek weet nie of julle hierdie teksgedeelte onthou nie. Jakobus 2 sê 2 dinge. As iemand vir hulle sê, gaan in vrede, bly warm en eet genoeg, maar hy gee vir hulle nie wat hulle nodig het nie, wat help dit dan nou? Wat help dit jy bid vir mense, maar jy maak nie iets om 'n verskil te maak in hulle lewens nie. En die tweede ding wat Jakobus 2 sê vir ons is dat geloof sonder dade is dood. Dis leeg, dit beteken niks nie. Wat help dit ons het geloof, maar ons dade weerspieël nie ons geloof nie. Ek dink vandag meer as ooit tevore word ons as gelowiges versoek om 'n oppervlakkige geloof te hê. Die versoeking is sterk.
Ons word die leuen vertel dat ons nie ander mense nodig het nie. Dat sosiale media genoeg is vir ons. Dat aanlyn kopies en aflewerings en al die dinge maak dat ons nie ons huis hoef te verlaat nie. Ons word mislei om te glo dat dit oukei is om net op my eie behoeftes te fokus. Maar die oomblik wanneer ons buite ons deure loop, dan kom ons agter dat die wêreld anders te lyk. Wanneer ons by die plakkerskamp ry of selfs net die nuus lees in die oggend, dan besef ons vinnig dat daar 'n hele wêreld daar buite is. En dat ons mekaar nodig het. En wanneer ons self in 'n tyd van nood is, dan besef ons eers dat ons ander mense nodig het. Die wêreld is soms vir ons bietjie chaoties daar binne. Ons word verskoon om die gerieflike uitweg te vat en net te fokus op ons eie dinge. Nou wat vra Jesus dan nou eintlik van ons in hierdie teksgedeelte? Wat is dit dan Jesus wat is dit nou eintlik wat Jesus vir ons kan sê wanneer hy vir ons herinner dat ons na ander mense ook moet omsien? Wanneer ek hierdie teksgedeelte lees en Jesus praat van al hierdie dinge, is sekere dinge wat ons hiervan lees makliker as ander dinge. Kyk, dis een ding om vir iemand kos te gee, dis 'n ander ding om vir iemand ietsie te gee om te eet of te drink. Maar dit raak 'n bietjie ongemaklik hoe langer Jesus praat. Vreemdelinge as 'n gas te ontvang en te huisves. Dis bietjie rof. Iemand wat nie klere het nie, klere te gee, iemand wat naak was te versorg. Iemand wat siek was, iemand in die tronk te gaan besoek. Dis dinge wat ons 'n bietjie meer ongemakliker maak as wat ons aan kan dink. Ek dink, dit is maklik om iets te doen vir vriende of familie wat jy weet jy gaan iets terugkry. Nie noodwendig iets terugkry nie, maar dit is maklik om iets te doen vir iemand as jy weet, hulle sal ook na jou sorg. Hoe moeilik is dit nie om iets goed vir iemand te doen wat jy glad nie ken nie? In Jesus se tyd was die wêreld nog meer chaoties en die mekaar as wat dit vandag was. En 'n groot sterk fokus in die Bybel en in Jesus se lering gaan oor mense wat niemand het nie. Jesus praat spesifiek hierso oor mense wat nie iemand het nie. Mense wat nie iemand het om vir hulle kom te besoek in die tronk nie. Mense wat nêrens het om te gaan nie. En wanneer ons hierdie dinge doen, dan word ons geloof getoets. Iemand sê hierdie week vir my, dis nie al jou naaste wat jou naaste liefde toets nie. Dis nie al jou naaste wat jou naaste liefde toets nie. Dit gaan hier oor diegene wat nie noodwendig iemand het nie. Dit gaan oor die mense vir wie jy dalk geld leen wat jy weet jy gaan nie daai geld terugkry nie. Dit gaan oor die mense wat sukkel in die lewe, wat in 'n negatiewe spiraal is. Dit gaan oor mense waar die Here ons uitnooi om ons oë oop te maak en rondom ons te kyk. En dit nooi ons uit ons gemaksone uit. Jesus nooi ons uit ons gemaksone uit. Om nie net na onsself te kyk nie, maar om rondom ons te kyk en te probeer raak sien daar waar die Here ons kan gebruik. En weet julle wat? Die Here maak staat op ons. Die Here gebruik ons. Die Here maak staat op ons om te kyk na die wêreld rondom ons en so te lewe dit wat ons glo, want die Here gebruik elkeen van ons om sy boodskap te versprei hier op aarde. Die Here gebruik ons om 'n verskil te maak in die wêreld rondom ons. Die Here maak staat op ons. En dit is nie altyd maklik nie, dit is soms moeilik vir ons. Dit is alles behalwe maklik. Maar die wonderlike ding is dat die Here die Heilige Gees stuur om ons te help hiermee. Nie net om vir ons 'n gewete te wees nie, maar om ons te herinner dat God binne ons lewe. Jesus sê eintlik in hierdie teksgedeelte dat God is in die persoon wie jy ignoreer. God is in die persoon wie jy help. God is binne elkeen van ons. So nie net help die Heilige Gees ons om te doen wat moeilik is nie, maar die Heilige Gees help ons om te besef dat die Here binne elke liewe ene van ons lewe.
dat Jesus self in elke persoon lewe. Al besef hulle dit nie altyd nie, en al besef ons dit nie altyd nie. Die liedjie wat ek vir julle vanoggend gelees het, is 'n belydenis van worsteling. Dit is 'n liedjie wat 'n belydenis is van uitstel, van goeie bedoelings sonder aksie. Dit is 'n belydenis van selfsugtige besig wees. En dit is help ons om 'n ongemaklike vraag te vra. Wat as ek maar net soms 'n selfsugtige persoon is? Daarteen, Jesus se woorde bring ander vrae in ons lewens. Jesus se woorde sê, jy mis my, wanneer jy net bedoel om liefde te wys, maar nie teenwoordig te wees in mense se lewens nie. Jesus se woorde herinner ons, dat ek is in die mense wat jy nie voor tyd het nie. Ek is in die een wat jy sou bel, die hond wat jy sou gaan stap, die buurvrou wat jy sou groet. Het julle aan een van die geringstes doen of nie doen nie, het julle aan my gedoen. So wat los hierdie teksgedeelte dan by ons vanoggend? Want Jesus se bedoeling met hierdie leringe is nie om ons te shame nie, maar eerder om ons uit te nooi, om te oefen, hoe dit lyk om in God se koninkryk te leef. Wanneer ek hierdie teks lees, los dit my met 'n vraag. Wat doen ek met my tyd? En wat doen ek met die mense in my tyd? Wat doen ek met my tyd? En wat doen ek met die mense in my tyd? Maak ek tyd vir mense? Onderskei ek wat regtig belangrik is in hierdie lewe? En hoe hanteer ek die mense vir wie ek tyd maak? Maak ek net tyd ter wille van tyd, of probeer ek werklik liefde uitleef aan my naaste? Hierdie teksgedeelte wat ons lees vanoggend ontbloot hoe moderne lewe ons afrig om onbeskikbaar te wees. Ons leer dat liefde 'n nice to have is en nie 'n roeping wat ons ontvang van God nie. En dit laat ons glo dat tyd vir mense net iets is wat ons later sal hê. Dat ons nie tyd het vir mense nie. Maar teenoor dit sê Jesus, ek was daar en jy het my misgeloop. En jy het altyd maar net bedoel om iets te doen. So in hierdie week wat kom, wil ek hê julle met die volgende dra. Onthou die volgende, soos wat julle in julle lewe aangaan hierdie week. Christus identifiseer homself met die geringstes. Nie net toe hy hier op die aarde rondgeloop het, maar steeds vandag. Liefde is nie 'n groot gebaar nie. Dit hoef nie 'n groot gebaar te wees, maar dit kan net teenwoordigheid wees. Dit hoef nie 'n reuse ding te wees nie, maar dit kan wees om net teenwoordig te wees in jou lewe en waar ook al jy gaan vandag en in die week wat kom, te dink, waar kan die Here my gebruik? En laastens wil ek hê julle moet onthou, al hardloop jy uit tyd uit, Jesus se tyd met jou hardloop nooit op nie. Jesus is nie uit tyd met jou nie. Al sukkel jy om tyd te maak vir mense, al sukkel jy om soms jou geloof uit te leef, die Here se tyd hardloop nooit uit vir jou nie. Die een wat vanoggend jou voete was, by wie jy kan rus, hy het eindelose genade vir elkeen van ons. So moenie hierdie week gaan en die hele tyd skuldig en sleg voel oor waar jy is en wat jy doen nie, maar onthou dat die Here jou sagkens aanmoedig om uit jou gemaksone uit te beweeg en te besef dat dieselfde God wat daar vir jou is daar vir ander mense ook. En dieselfde God wat in jou lewe in ander mense ook. Hanteer hulle so. Wees teenwoordig met deernis en liefde in almal wat oor jou pad kom. Amen. Kom ons sluit die oë. Liefdevolle Heer, heerser oor die Skepper en oor ons lewens. Dankie Here dat U teenwoordig is in ons lewens en dat U ons uitnooi om ook teenwoordig te wees waar ook al ons gaan. Help ons om ander raak te sien. Help ons om so te leef dit wat ons glo in U. Help ons om werklik lief te hê. Mag ons nie besig wees met ons eie dinge nie, Heer.
maar mag ons soek daar waar U ons kan gebruik. Bemoedig ons, versterk ons, neem ons lewens en laat dit, Heer, 'n weerspieëling wees van ons geloof in U. Amen.